En dis 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. En 'n hartlike Shabbat Shalom van my af. Ja, ons staan op die voorrand van ons Pesachvieringe vanaand. En ons hoop dat hierdie lering wat ons gaan doen, Parashat Tzav, dat hy ook vir julle so 'n bietjie meer goed gaan toelig. En wat ook vir 'n bietjie insig sal gee oor die Pesach gebeure. Daar is baie dinge wat gebeur het rondom Pesach, met die uittog uit Egipte uit, en natuurlik met die uittog wat Yeshua vir ons gereël het, né? Ja. So, dis definitief iets waarna ons vanaand gaan kyk, wat ons met julle gaan deel, en ons sien uit daarna, die wat kan, kom neem deel daaraan. Dit is werklik net 'n ding wat ons gaan dit aanbied. Dis nie 'n lering. Ek wil dit weer sê. Dis nie 'n lering nie. In die verlede het ons baie tyd gevat om elkeen van die elemente en so aan te verduidelik. Ons gaan hierdie op 'n ander manier doen. Ons gaan dit doen, wanneer ons dit doen, dan doen jy dit saam. Maar ek het so hier en daar dat ek geglimlag met die musiek wat ons nou net na geluister het, die fokus op Vader, oor seker van die goed wat gaan uitkom in Parashat Tzav vandag vir my en vir jou. Ek wil by voorbaat sê, omdat ons besig is met voorbereiding vir vanaand ook, gaan ons julle nie baie lank besig aan vandag nie. Ek wil kyk of ek so hier by 11 uur se kant kan klaarmaak met hierdie lering. Daar is so 1 of 2 dingetjies wat ek glo wat ons wil uitlig, en ek wil dit ook nou nie afjaag nie, dit is ook so, jy weet. En ek kan nou klaar sien dat daar is aan die ander kant mense wat glimlag en sê, Chris, ek wil sien hoe doen jy dit in 'n uur. Ek weet dit. Maar ja, kom ons probeer. Ons gaan ons bes probeer, en mag Vader vereer word deur hierdie lering wat ons nou saam gaan doen, wat ons saam gaan bestudeer, en kyk wat dit is. Wat is sy wil vir my en vir jou? Jy sal onthou, ons het gepraat verlede week oor, as enigiemand tot my wil nader, nee, met ander woorde, Vader het dan ook gegaan en hy het die voorskrif vir die worship, dis nie gitare en spring op die verhoog rond nie. Hy kom en hy sê, so gaan jy tot my nader. Dis wat ek wil hê, dis hoe 'n afgesonderde aanbidding lyk. Nee, dis wie ek gebruik, dis hoe die hele ding by mekaar kom. So ek en jy het nodig om te luister, wat is dit wat Vader van ons wil hê, en jy sal verstom wees oor hoe klein dingetjies kan saak maak. Kom ons kyk net eers na die Psalm vir die week, wat saam met hierdie parasha gaan. En dit is Tehillim 107. Hy sê, loof Jahweh, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlossers van Jahweh sê, wat hy uit die nood verlos het, en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie, 'n stad om in te woon, het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle Jahweh aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angs het hy hulle gered, en hy het hulle gelei op die regte pad om te gaan, na 'n stad om in te woon. Laat hulle Jahweh loof om sy goedertierenheid, en om sy wonderdade aan die mense kinders, want hy het die dorstige siel versadig, en die hongerige siel met goeie vervul. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak, vir die wat dit moet hoor, jy moet dit hoor. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak. Mag hy 'n woord uitstuur, wat jou gesond maak, en hulle uit hulle kuile red. Laat hulle Jahweh loof, om sy goedertierenheid, en om sy wonderdade aan die mense kinders, en laat hulle lofoffers bring, en met gejubel sy werke vertel. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van Jahweh. Parashat Tzav, dit beteken beveel. En weet jy, hierdie was vir my baie interessant, ek het 'n paar goed raak gelees, wat ek dalk in die verlede miskien voorgelees het. Nee, reg? Ek wil hê jy moet saam met my kyk, want as jy sekere woorde gaan terugvat, jy vat hulle terug na die Hebreëse woord toe, dan kry jy daai openbaring, daai aha oomblik, né?
Ons moet onder bevel verstaan dat die bevele wat hier vir Aaron en sy priesters gegee word, en ek wil dit eintlik opsom. Jy gaan sien, dan word weer gepraat oor al daai offers wat ons verlede week oor gepraat het, en baie mense sê, moet ons dit regtig weer doen? Ja, jy gaan dit regtig weer doen, want daardie offers wat hy nou gaan bespreek, verlede week het hy dit vir die populasie, die algemene populasie gedoen. Ek gaan dit weer, ook weer vir jou uitlig, maar vandag gaan dit oor hoe die priesters hulle werk ten aansien van daaiselfde offers gaan moet doen. So hierdie, soos ons sê, dit beteken beveel, en in hierdie parasha is dan 18 gebooie, 9 van hulle is positief, 9 van hulle is negatief, en jy gaan sien, daar is hierdie reëls vir die voortdurende offer, en die brandoffer, en die wet op die graanoffer, en die reëls vir die sondoffer, onder andere, watter dele moet na die priesters toe gaan, en dan natuurlik die afsluiting daarvan is, hoe word Aaron en sy seuns as priesters ingewy? En hoor nou net vir my mooi, ek wil hê dat ek en jy moet sommer hier van meet af daaraan dink. As jy deur die dood in die water dood gegaan, jy is met ander woorde in die dood van die Messias gedoop, jy het daar uitgekom en jy is hierdie nuwe mens, dan het hy jou gebring van die koninkryk van die duisternis na sy wonderbare lig. Jy is nou deel van 'n koninklike priesterdom. Moenie hierdie wat ons vandag oor praat, sommer net op sy skuif nie. En dink, 'n priester kan onder genade enigiets doen nie. Jy gaan volgende week sien, dat, nie eintlik nie volgende week nie, die week daarna, dat Nadab en Abihu was nie onder genade nie, dit het hulle gekos. Ek en jy het nodig om fyn te luister, wat ons Vader van ons wil hê, wanneer dit kom, wanneer ons tot hom wil nader, en in aanbidding voor hom wil kom staan. Nee, kom ons lees eers die lesgedeeltes, nee. Verseker, uit die Torah uit is dit Vayikra of Levitikus 6 vers 1 tot hoofstuk 8 vers 36. En dan uit die Haftorah is dit Jeremia of Jeremia 7 vers 21 tot hoofstuk 8 vers 3 en dan ook hoofstuk 9 vers 22 en 23. En dan uit die Brit Hadesha of die hernieuwde verbond uit, soos baie sal dit ken as die nuwe verbond, is dit Markus 12 vers 28 tot 34, Ivrim of Hebreërs 7 vers 23 tot hoofstuk 8 vers 6, en dan ook hoofstuk 10 vers 19 tot 25, en dan hoop ek julle het die 107 die hele ene gelees, ons het net 'n paar verse daarvan uitgehaal. En as ek reg onthou, dat verwysing met nou weer daarna, nee? Presies, ja. Jy weet, en dit is belangrik om daarna te kyk, want dit gaan te doen met die dankoffers en die lofoffers. Goed, 9 hoofthema's in parasha self. Jy gaan sien, jy die voortsetting van die spesifikasies vir die verskillende tipe offergawes, en dan dit was die Ola, die Mincha, die Chatat, Asham en Seramim, en almal van hulle het te doen gehad met onopsetlike sondes, né? So dele van hierdie offers gaan nou ooreenstem met dit wat die Kohanim, of die priesters dan nou gaan doen. Daar's die verbod op die eet van die vet of die bloed. Daar's 'n ordonnansie aan die priesters wat hulle tabernakeldiens aanbetref. Daar's 'n salwing met 'n salfolie. Daar's 'n opdrag aan die Kohanim dat weet watter deel is van die offers behoort aan hulle. En dan kry Aaron en sy seuns vir 7 dae lank opleiding, hulle kry in diensopleiding. Jy sal nou dink, maar dit is mos nou maklik, jy weet mos nou wat om te doen, maar weet jy wat, 7, ek het al agtergekom, as ek 'n ding 7 keer deur geleer het, dan weet ek wat om te doen. En weer eens, wanneer jy geleer het wat om te doen, doen dit wat Vader vir jou vra, want dit is sy wil. Dit was sy wil wat hy gedoen het. Dan die laaste aspek hierso wat ons oor gaan praat, wat deel is van hierdie hooftemas, is die voorbereiding vir die inwyding van die tabernakel. Vayikra 6 vers 8. Verder het Jahwe met Moshe gepraat en gesê, gee bevel aan Aaron en sy seuns en sê, dit is die Torah van die brandoffer. As jy gaan lees, dan staan nou, dit is die wet van die brandoffer, en dan lees jy bo oor dit, dat hy eintlik sê, dit is die Torah van die brandoffer. Die Torah is die onderrigting. Met ander woorde, hierdie is die onderrigting. Dit kom nou uit die mond van Elohim uit, né? Dit is die onderrigting oor die brandoffer.
kan jy sien dat die woord Torah in hierdie gedeelte, hy is nou beperk tot dit wat daarop gaan volg. Naamlik die brandoffer, die olaoffer, die offer wat die reuk van gaan opstyg. En dit word ook aan baie spesifieke persone pertinent gegee, dis Aaron en sy seuns. Dis nie aan almal nie. Aaron en sy seuns, wie is hulle? As hoëpriester en die priesters. So hierdie instruksies wat ons in die vorige parasha gehad het, oor die verskillende offers, het ek net vir gesê, dit was vir die mense in die algemeen, maar in hierdie parasha kry hulle spesifieke en aanvullende instruksies rakende dieselfde offers wat ons nou oor gepraat het. Maar hier gaan ons ook 'n ding leer, en ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Ons leer uit hierdie beginsel uit, dat wanneer daar 'n goddelike openbaring in ons lewens inkom, dat dit nie noodwendig alles met een slag kom nie. Eers word daar vir jou die algemene prentjie gegee, en dan gee die Ruach weer vir jou besonderhede oor dinge wat alreeds op 'n algemene wyse beskryf is. Nou, jy moet verstaan, die Torah is geskryf om die menslike verstand mee te harmoniseer. Die verstand werk nie altyd op hierdie lineêre manier nie. Hy werk letterlik op die sirkelvormige manier. Wat bedoel ek met lineêr? Jy weet, ons praat altyd van die Griekse denke. Jy van punt, hier is punt A en dis punt B, en dis waar jy wil uitkom, en dis die Griekse denke. Verstaan jy, vorm maak vir hulle saak, terwyl in die Hebreëse denke werk dit nie so nie. Alles kom by mekaar uit verskillende hoeke, verskillende plekke, maar jy soos met hierdie Pesach wat nou vanaand begin, so jy sien alles gaan in 'n spiraalvorm, gaan hy op en op en op. So jy moet leer om te kyk hoe jy hoor. En hierdie goed kom my Vader se mond uit. Jy moet leer om te dink soos wat hy dink. Jy moet Hebreëus dink, want dis hoe hy te werk gaan wanneer hy vir jou die onderrig gaan gee. Dit is sy manier van onderrig. So as jy dan, wat doen hy? Hy beweeg 'n bietjie vorentoe met 'n onderwerp, en dan kom hy weer terug na dieselfde onderwerp, en dan gee hy meer besonderhede. Dan gaan hy oor na 'n ander onderwerp wat verband het met die eerste, en dan gaan hy weer 'n bietjie terug om weer vir jou besonderhede te gee van die vorige onderwerpe, en so hou hy aan. Nou, in hierdie geval het ons reeds in hoofstuk 1 van Vayikra algemene instruksie gekry oor die brandoffer, en nou besoek hy weer hierdie einste tema. Kan jy sien? En ek wil hê dat jy moet net daai beginsel vat, want weet jy, toe ons vroeër daaroor gepraat het, sê ons vir mekaar, weet jy, hoe baie gebeur dit nie, dat mense wil net 'n versie vat, en hulle wil hierdie versie toepassing hê in jou lewe, in steede daarvan, dat jy gaan kyk, maar Vader het die openbaring gegee, en dan het hy teruggekom, en het hy hierdie kant toe gegaan. So wanneer jy hierdie offer gaan bring, en dit gaan oor openbaring ontvang, dan dink ek, jy moet verstaan en ek moet verstaan. Wag totdat jy die volle openbaring gekry het van wat wil Vader hier doen en hoe gaan hy dit doen, in steede daarvan om die ding in lineêre stukkies op te breek en jy weet, ek waarborg jou. As jy nie gaan wag vir die volle openbaring wat hy vir jou gee nie, gaan jy uitkom by 'n plek wat hy nie bedoel het nie. Vayikra 6 vers 12. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffer daaroor aan die brand steek. Vuur moet voortdurend op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Nou, voordat jy aangaan, hier wil ek nou net vir julle sê, maar waarom sal hierdie nou so belangrik wees? Jy weet die vuur wat ons gesien het, wat die goed op die altaar aan die brand gesteek het, dit het uit die hemel uit neergedaal. Okay? So dis daai vuur waarvan gepraat word, en die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. Nou, hoe nou? Kom ons kyk 'n bietjie verder. Want dan is ons nou duidelik, my Vader soek nou iets hierso. Wat is die idee van hierdie offers? Is om mense nader aan die Torah te bring. Want nou net jy sien, daar is soos 'n brandoffer altaar. En weet jy, dis stap 1 van wat jy ook al gaan doen in hierdie hele tabernakel wat opgedeel is in die weg, die waarheid en die lewe. Hoe jy in Yeshua wel by Vader gaan uitkom, so onthou nou net in daai gedeelte aan die ander kant, na die verbonds tabernakel se kant toe, verbondsark se kant toe, is daar baie dinge wat moet gebeur.
En baie mense het dit dood eenvoudig net nog nie aangeleer nie. Daarom kyk ek en jy daarna, wat hoe moet dit toepassing vind in my en jou lewe? So jy gaan die Torah oor die toonbrode gaan jy kry. Jy gaan die Torah kry oor die menorah, deur jou offeraltaar. Dis wat dit jou gaan vertel. Maar eers jy hier by die brandofferaltaar en hy sê, die vuur wat daarop is, dit mag nie doodgaan nie. Daar's verskeie vure op daai altaar. Die rabbis stem nie noodwendig almal saam oor die aantal vure nie. Party sal vir jou sê, daar was 2 vure gewees, ander gaan vir jou sê, daar's 4 verskillende kampvure gewees, maar een van hulle is die hele tyd aan die brand gehou, soos wat ons nou net in vers 12 en 13 gelees het. Die Torah herhaal 3 keer die belangrikheid daarvan om nie die vuur op die altaar te laat blus nie. 3 keer. Met ander woorde, iets waarvan ek en jy moet kennis neem. Vuur het iets, hy het 3 goed nodig om te kan bestaan. Hy het brandstof nodig, hy het suurstof nodig en dan het hy dit wat die hitte gaan gee. En as enige een van daai 3 ontbreek, dan is daar nie 'n vuur nie. Die vuur wat op die altaar van die hemel was, van die tabernakel was uit die hemel uitgekom, nee. Dit is weer eens, maar die priesters het 'n verantwoordelikheid. Hoor nou mooi wat ek vir probeer sê, ek lê klem nou op priesters, ek en jy. Ons is verantwoordelik om daardie vuur voortdurend lewendig te hou. Die hout is in die vlamme en in die brandende kole is dit gehandhaaf. En dan natuurlik die suurstof kom uit die omringende lug. Weet, suurstof. So al wat nodig was is dat die priesters moes net met dit wat hulle reeds gehad het, net een ding byvoeg. En dis die vuurbankhout. Weer eens, die vuur moet altyd brand. Dis die verantwoordelikheid van die Kohen om seker te maak dat daardie vure gaan nooit ooit uit nie. Al wat moet gebeur is die ou as. En ons het verlede week vir mekaar gesê, dit wat verbrand is, dis die verlede. Dit het as geword. Jy het dit dan voor Vader geplaas, hy dink nie meer daaraan nie, dit word verwyder, dit word geneem na 'n plek toe, wat 'n designated plek sê hulle so in Engels, né? Daar's 'n spesifieke plek daarvoor, dis weg. Waarom wil jy aanhou die as oor jou gooi weer van vooraf? Maar hierdie leer vir my en vir jou, hoe belangrik dit is om die hemelse vuur aan die brand te hou, op die persoonlike altaar van ons, weet wat ons almal het. Elke oggend moet jy meer hout op die vuur sit. So wat is daai vuurbankhout? Daai brandhout is die produk van lewe en dood van 'n boom. Ek gaan nou vir onthou, ons het net iets geheim gesê. Sy gewonder het, hoekom doen julle dit? Julle het nou 2 weke in 'n ry gedoen, het geheim. Ek sê vir jou, die brandhout is die produk van die lewe en die dood van 'n boom. Ons gaan sien uit Spreuke 31, ons gaan sien uit Lukas 23 en Johannes 15. Kom ons lees eers gou daai verse, dan bespreek ons dit. Dit is 'n lewensboom, die boom van die lewe, vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou, is gelukkig. En dan Lukas 23, want as hulle dit doen aan die groene hout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. Ek het nou met daai vers 32 ook gesit, sodat ons net konteks gaan kry. Yeshua is nou klaar veroordeel, né? Hy is besig om met daardie dwarsbalk. Dis letterlik die patibulum, soos hulle dit noem. Dis op sy skouers, op sy rug. Jy moet ook verstaan, die rug van hom is op daai stadium reeds oopgekloof en hy dra hierdie hout. So kan jy sien, hy is die groen hout. Nou, wat sal dan met die droë gebeur? Hoor jy wat hy sê? Hy praat op pad na sy teregstelling, praat hy van die belangrikheid van die hout. Hout word bygevoeg by gebed, by lofprysing, by skrifstudie. Dit is wat elke hout doen. Jou brandhout is dit wat jy doen. Daar is hy, gebed, lofprysing, skrifstudie. Die enigste manier waarop ons die hemelse vuur in ons lewe aan die gang kan hou en aan die brand kan hou, is net om meer brandstof daarby te gooi. Dis 'n daaglikse taak en jy die priester moet dit doen. Jy moet die brandhout bring. Dis jou werk. Kyk wat sê hy weer eens daar in Johannes 15:1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, dit maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.
Goed, kan jy sien bou hy dan op, wat is dit? Wat is hierdie brandhout wat ons van praat? Hierdie leer ons dat die brandstof in die vuur in ons harte, weet wat dit letterlik aanvuur, né, is die Torah. En ek het nou al vir julle in die vorige leringe gesê, dat die Torah en die Gees is een. So hierdie brandstof is die Torah en die Messias. Die lewe en die dood van die Messias het genoeg hout geskep om ons te help om vir ewig net daai vuur voor jou te brand. Elke oggend moet jy meer hout in jou hart sit om aanhoudend voor jou te brand. Weereens, hout word bygevoeg by die gebed, by die lofprysing, die skrifstudie. Dit wat jy elke oggend doen. Dis hoekom ek daarop aandring en vir die manne sê, manne, jy is die priester van die huis. Jy is die een wat die voor Vader staan. You minister unto Jehovah. Draai om, minister unto your children. Bedien hulle. Dis jou daaglikse taak. Die sê, jy is die een wat dit gaan doen. As jy, omdat jy 2 weke terug, was dit verlede week wat ek gesê het van hierdie vriend wat vir my gesê, Chris, ek het nie meer vuur nie. My vuur is dood. Dan sê ek, my vriend, as ek jou kan terugvat na die Torah toe, dan ongelukkig, jy weet, is dit 'n kwessie van, ons praat oor genade, dan, as ek hierdie sou uitlig uit die Torah uit, dan is dit 'n kwessie van, waar het hierdie saad geval, was dit langs die pad, was dit op die rotsagtige bene, dalk in die gedeelte waar die dorings dit verstrik het. Ek en jy moet die vuur aan die gang hou. As jy nou die goeie grond wil belê, dan hou jy die vuur aan die gang. En as jy sukkel om dit te doen, dan nader jy tot die ene wat jou kan help, wat jou in staat gaan stel om dit te kan doen. Hoor wat ek jou sê. Dit is my en jou taak om te kan sê, Vader, my vuur is baie laag. Ek het brandstof nodig. Wat is dit wat U vir my wil sê? Suurstof is deel van die lig. Die Hebreëse woord vir die wind is natuurlik ruach. Ruach word dan moes dan vertaal as gees. So dit leer ons dat die suurstof vir hierdie hemelse vuur is die gees van Jehovah. As die gees ontbreek in gebed en in jou lees en in jou bestudering, nee, daai vuur sal uitgaan. Maar ook in jou praktiese toepassing. Dan is heeltemal reg, want dis hoekom ons het net die Shema ook gesê, né? Shema is, jy hoor dit, jy vat daai woord, jy sit dit, dis nou die antieke begrip daarvan, jy sit dit hier in jou ore, jy hoor dit, jy doen dit, en nadat jy dit gedoen het, het jy eers gehoor. Nie net omdat jy klank in jou ore gehoor het nie, nadat jy dit gedoen het, het jy gehoor. So, jy moet Shema, jy moet bid, jy moet lees, jy moet bestudeer, jy moet dit prakties gaan toepas. Te sê, as jy dit gedoen het, dan sal die liefde en die warmte daar wees. Jy is heeltemal reg. Jy is 100% reg, daar sal dan geen gebrek aan liefde wees vir jouself, vir die Vader, Vir jou naaste. vir jou naaste en vir die medemens nie. Nee, dit gaan daar wees, want die Torah het daardie uitwerking op jou. Kry jou brandhout reg, man. Kry dit reg. Jy sien, hierdie warmte, hierdie hitte kan liefde en intensiteit van jou oorgawe simboliseer. Dan kom jy by Kavanna. En jy sien wat ek jou sê, jy het brandhout nodig vir Kavanna, vir jou gefokusheid op die Vader. Ons het so 'n gesprekkie daaroor gehad om te sê, maar weet jy wat, dis wat is 'n deur doen, die gebedeboekie. Dis is en bly die gesalfde woord van Elohim wat daar geplaas word. Dit wat jy bid is iets wat hy vir jou gegee het, wat jy weer na hom toe terugstuur en gaan nie ledig na hom toe teruggaan nie. Ek sê vir jou, maak seker dat die vuur in jou lewe nie uitgaan nie. Kry vir jou 'n gebedeboek. Ek sê nou, as jy dit gaan begin doen, ek sê nie jy mag nie jou eie gebede ook bid nie, maar dit is goeie fire starters as ons dit so kan noem. Julle dis reg, ek kan getuig daarvan. Ons is besig om ons nou voor te berei vir Israel.
En spesifiek kom die Sideur ter sprake en Chris kom met 'n Afrikaanse Sideur wat in my hande indruk. Hy lê langs my bed nou. Kort gryp ek hom want ek sê vir julle, ek lees goed daaraan, ek, oh my word. En ons het soos Christie, ons het 'n gesprek gehad gisteraand, dink ek daaroor, of was dit vanoggend, oor waar het ons die audacity gehad om die Jode eintlik te veroordeel. Ons het hulle eintlik veroordeel. Deur te sê, hulle is so tradisie, hulle is vas, hulle is so geesloos. Soveel mense doen dit nog steeds. Wat se oë nie oopgegaan het rondom die Jode nie. Ek sê nie almal van hulle nie, maar julle moet by daai muur staan. Dan sal julle ervaar van wat ek nou sê, dat ek skaam kry vir hoeveel kawanna hulle het teenoor wat ek my wendhals, as ek so kan sê, sien, staan en dan dink ek, en hierdie ego, hierdie let's pride, hoogmoed, nou, Dis dan net so wat in jou lewe is, ja, wat uitgestraal word, nou, wat dink hulle is beter, want hulle het mos nou vir Jesus. Dis eintlik, dit maak jou naar, om die eerlike waarheid te sê. Maar, as jy verstaan, dat die woord is gees geïnspireerd. Hoe kan jy sê dat hulle is nie geesvervuld nie, en dat dit tradisies is? Wel, daardie woord is en bly geesvervuld. Net die feit dat 'n mens dink dat hulle het nie almal in die tenaktye die gees op hulle gehad of in hulle gehad nie. Weet jy wat, ons maak die fout, en dit kom ongelukkig by kerktradisie in, waar hulle vir ons sê, this is vain repetitions, jy weet, met ander woorde, om dit half af te maak, asof daar die lewende woord van Elohim, wat in daai boek vervat is vain traditions. Nou, hoor jy mens eintlik sê? Nee, jy kan nie dit sê nie, dit bevat die lewende woord wat uit die mond van Jahwe ons Elohim gekom het. My Messias het my vertel, en ek glo hom, hy het gesê, 'n mens sal leef van elke woord wat uit die mond van Elohim uitkom. Dan is daar die woorde in daai gebedeboek, wat ek met intensiteit en met fokus, nee, as brandhout voor Vader kom plaas, dan sê ek vir jou, dis lewend, dis kragtig, dis skerper as 'n tweesnydende swaard. Daai woorde beteken meer. Ek kan jou nou sê, jy sal agterkom hoe jou gees lig. Jy sien, ons sit ongelukkig in 'n eeu, en ek het nou, ek gaan dit vinnig hierso noem, gestaan vinnig, dan kyk ek na 'n reel van 'n rabbi, wat sê, weet jy wat ons probleem is? Ons is so kennisgedrewe, dat hulle nie eens meer weet, maar waarom wil mense na 'n yeshiva toe kom nie? 'n Yeshiva, 'n shul, 'n sinagoge, né? Want wat jy ook al wil hê, is jy gaan dit eenvoudig net jy kry alles op hierdie, né? Ek kan 'n yeshiva daar kry, ek kan luister na wat 'n rabbi ek wil luister, ek kan, jy verstaan, wat is dit wat jy mis in die proses? Hulle kom shul toe, hulle kom yeshiva toe, hulle kom sinagoge toe, wat jy dit wil noem, hulle kom daarvoor, want weet jy wat, jou siel bestaan nie net uit jou kennis en jou vermoë om die kennis te kry nie, dit bestaan ook uit jou emosies, en daar is sekere emosionele goed, wat jy net gaan kry, wanneer jy in samewerking en samehang met ander, by mekaar kom, wat jou siel kan voed, emosioneel, sielkundig, op elke vlak van jou lewe. Alles is nie net kennisgedrewe nie. Jy sal ook sien dat dit waarmee Vader jou toerus is, met sy ruach, is wysheid, wat toegepaste kennis is. Hy gee vir jou die kennis, en dan gee vir jou die woord, die da'at. En ons sal seker meer daarna kyk, wanneer ons kyk na die tel van ome, maar die punt is net, en ons sal 'n bietjie meer tyd hier aan spandeer as wat ek gedink het, kom ek los hierdie gedeelte net om vir jou te sê, maar weet jy wat, moenie die brandhout verwaarloos. Kom ons kyk net wat sê die Brit Gershai hieroor. Timoteus
byt, dis 2 Timoteus 1 vers 6, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die bedieningsgawe van Elohim, die vuur van die gawe van Elohim, aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van my hande. Kan jy sien, dis jou werk om dit te doen? You have to stir it up, is die Engels, dis wat die Engels vir jou gaan sê. Yes. In hierdie geval is dit die vuur van die gawe om 'n verkondiger van die goeie nuus te wees. Jy moet 'n evangelis wees. Niks moet jou mond verhoed om hierdie goeie nuus ooit te kan gaan verkondig nie. En dan vers 15, en een moet daarvan 'n handvol neem, van die voedseloffer se fyn meel met die olie, en al die wierook wat op die voedseloffer is, en hy moet op die altaar die herinneringsoffer daarvan aan die brand steek as lieflike geur vir Jahwe. So hier word dan van die wierook gepraat, wat in daai graanoffer is. Nou, Rashi, almal weet mos nou, dis 'n bekende rabbi, hy leer dat alle offers het die wierook gehad, net nie die eerste een wat in ons vorige parasha, jy weet daar in Hoofstuk 2, vers 1 tot 2, dit het nie wierook gehad, net daai ene nie. Hier kom 'n belangrike beginsel. Dit mag nie gesuurd gebak word nie, en hulle deel het ek dit van my vuuroffer gegee. Hoogs afgesonderd is dit soos die sondoffer en die skuldoffer. En dit word genoem? Hy het nou hierdie twee, hier is die twee beginsels, die Kochai Kadashim en die Kadashim Kalim. Nou, hier moet jy verstaan, as jy gaan kyk, en ek wil weer eens nie te veel tyd daarin spandeer nie, maar daar is een dingetjie wat ek vir jou wel wil uitlig. Jy sien soos twee tipes offers in terme van die vlak van heiligheid of afgesonderdheid. Daar is die heilige offers, wat hulle is meer heilig, as ek dit so kan sê. In Hebreëus word dit nou die Kochai Kadashim genoem, en dan het jy die minder heilige offers, en dit is die Kadashim Kalim. Die heiligste offers gaan onder andere wees jou Ola offer, dis die brandoffer, die Mega offer, die Shelamim, die gemeenskapsvrede offer, die Gatat, dis die sondoffer, en dan die Asham, die skuldoffer. Dan kry jy minder, wat hulle noem minder heilige offers, maar ek glo dat enigiets wat jy voor Vader plaas is in elk geval heilig. Maar dit word genoem onder andere die Shelamim Agit, dis 'n vredesoffer vir die individu, jy die Todah-offer, die dankoffer, jy die Begor vir die eerstgeborene, dan het jy die Maaser Be'ema, dit gaan oor die 10de, dan het jy die Pesach-offer, en dit was vir my verstommend, ek neem aan, as jy nou ernstig is, die Pesach-offer, is hy minder heilig, vir watter rede? Wel, kom ons kyk wat sê hy eintlik vir ons daarmee. Daardie offers van 'n hoë vlak van heiligheid wat ek nou eerste genoem het, dit kan slegs deur die manlike priesters in die binnehof van die tabernakel of die tempel ingeneem word. En hierdie diere moes aan die noordekant van die altaar geoffer word. Nou dis 'n belangrike ding. Hou die noordekant net dop. Die minder heilige offers wat geëet kan word, dit kon in die binnehof van die tempel, selfs binne die mure van Jerusalem, deur die priesters en hulle gesinne geëet word. Nee? En daardie diere kan ook oralste binne in die voorhof dan nou geslag word. Maar die res van hierdie individuele vredeoffer en die Pesach-offer kon binne die mure van hierdie heilige stad geëet word. Jy kan vir jouself indink, kan jy dink, as jy praat van, daar's 3 miljoen Jode wat almal bring die Pesach kom doen, en daar's 10, een lam vir 10 mense, kan jy dink hoeveel lammers moet hanteer word. Dit moet baie vinnig gaan. So ek kan verstaan dat dit enige plek binne die mure van die heilige stad geëet kan word deur die Israeliete, mans, vrouens, kinders, almal wat ritueel rein was. Die mees heilige offers, dit is verteer in die tuin. Onthou jy, ons het verlede week het ons gepraat oor Bereshit 1, Vader skep hierdie tempel en dan lê hy tuin aan, so ek dink net daaraan. Dit word daar geëet. Die eienaar daarvan word nie noodwendig die een wat die plesier kry uit hierdie offer uit nie. Weet jy wat, daar's heel wat ander dinge wat mense kan sê rondom gebruiksvoorwerpe wat opgegrawe is, wat weggooibaar was, jy weet, soos potskerwe en dis meer. Dis alles gekry al daar by, weet, in die tempelgronde. En dit kom in by die voorwerpe wat heilig was en wat minder heilig was, né? Dat heilig was en wat minder heilig was. En dit is so dat hierdie afleiding kon maak, maar dis presies wat daar gebeur het. En Korintiërs praat daarvan. Ja, kom ons kyk na vers 18 vandag.
Almal wat manlik is onder die seuns van Aaron mag dit eet. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte uit die 4 offers van Jahwe. Alles wat daaraan raak, word afgesonder. So jou 4 offers, jou gebede, net, jy kan sien alles word daardeur geraak. Kan jy sien wat staan die skrif, staan op jou openbaar. Ek wil tog net vir hierdie sê. Selfs die manlike seun van Aaron met 'n gebrek in sy liggaam, wat nie as 'n priester kon optree nie, hy kon van die offer van die hoë vlak kon hy eet. En toe sien ek my hierdie ding neig nou na 'n gesprek toe, waar, hoor jy nou maar wat nou van mans en vrouens en al daai, wat my weer herinner, die wat al van tevore die storie gehoor het, jammer, maar jy gaan hom nou weer hoor. Toe die eerste keer in Israel was, die eerste aand in Jerusalem, op pad terug na ons huis toe, het ons by Yeshiva gestop, en die persoon saam met wie ek was, vra toe vir die rabbi daar, Deuteronomium 16 praat van Bnei Israel. Nou wat nou van die dis die seuns van Israel. Nou wat nou van die vrouens en die kinders? En hulle kon nie sy vraag verstaan nie. Hulle het meer en meer laat kom om te probeer kyk wat dit is wat hy sê. Totdat een van hulle eintlik gesê het, maar hoe verstaan jy man en vrou? Hulle is een. Verstaan jy? Die mans bring die offer. Om nou te wil gaan en onderskeid maak, daar is nou geen man en vrou en Griek en Jood en vryman en slaaf en al dat. Jy kan dit nie hier wil ingooi nie. Jy kan nie hierdie soort van ding doen nie. Die mans en die vrouens het elkeen hulle funksie. As jy onthou, ons het gepraat vroeër oor die Ish en die Isha, die man en die manin, die man het die Jood in en die vrou het die hy in en saam vorm hulle die naam van ja. So wanneer die man hierdie offer en wat ook al doen, dan doen hy dit ook namens sy vrou en sy kinders. Dis wat hy doen. So daar begin sy kan verstaan. So by Jekra 6 vers 19 tot 7 vers 10, dit maak eintlik jou tweede alia uit. Ek wil net so vinnig een skrifgie daar uithaal vir jou. Dit is die offer wat Aaron en sy seuns aan Jahwe moet bring op die dag van sy salwing. Die 10de deel van 'n efa fyn meel as 'n ewige graanoffer. Onthou nou net, dis 'n ding wat moet aan en aan en aan gaan. Dis hoekom die skrif dit vir jou gaan sê. Die helfte in die oggend en die helfte in die aand. Die gewone priesters bied hierdie offer slegs op die dag van hulle inhuldiging in die bediening. Bied hulle dit aan. Maar die priester, die hoëpriester, hy doen dit elke dag 2 maal en sover ek weet betaal hy self daarvoor. As jy gaan kyk ook vers 22, ook met die priester wat hy sy seuns in sy plek gesalf word, dit berei as sy ewige insetting en die ewigheid het nog nie opgehou nie, so dit moet vandag nog so wees. Dit moet geheel en al vir Jahwe aan die brand gesteek word. En dis die ding wat nou by my opkom, wat ek en jy in die week ook oor gepraat het, was, wat ons op afgekom het is, ek sê vir Chris, wat staan hier? Lees ek reg, verstaan ek reg? Maar die hoëpriester, bo die priesters word ook ingesluit, maar hulle was baie welgesteld. Hulle was. En vandag wil ek amper sê, mense het hierdie mindset van, nee, hulle het eintlik, Jy wil sê Hulle het net die- ellende. ja, Dis wat ek wil sê. stendeling, dit is, ek probeer my woorde nou baie mooi kies, maar so asof hulle net 'n mindere ou gedeeltetjie moet kry. En dit was nooit vadershaat en dit was nie die bedoeling nie, dit is ook nie wat hulle was nie. Hulle was baie welgesteld. Baie welgesteld. As jy ook vorentoe dan gaan lees van Nou hulle nie welgesteld gewees het nie, dan was dit 'n kwessie van dat die Israeliete was ongehoorsaam. Wel, ek kan vir dit sê, dit is baie keer is dit die beeld gewees van hoe dit gegaan het met die res van Israel. Verstaan, want die tieners en die eerstelinge is gebring na die kouen toe en hulle het weer 'n 10de daarvan gevat en hulle het dit afgevoer na Jerusalem toe en dit is waaroor Maleagi gaan, né? Wat praat met die priesters wat die tempel eintlik beroof omdat hulle nie die volle 10 na die skathuis bring nie. Dit is wat eintlik daar gebeur. Vers 25 spreek net na Aaron en sy seuns en sê, dit is die Torah van die sondoffer. Op die plek waar die brandoffer geslag word, moet die sondoffer voor die aangesig van Jahwe geslag word. Dit is hoogs afgesonder. Al wat ek wil sê oor hierdie ding, hierdie is 'n belangrike beginsel. As jy wil gaan kyk na die Pesach, waarvan ons vanaand gaan praat, dan moet die Pesach voor die aangesig van Jahwe
geslag word. As jy dan gaan kyk, waar was Yeshua? Was hy op die Olijfberg, reg oorkant die oospoort, voor die tempel, was hy tereggestel, voor die aangesig van die Vader. Verstaan dit mooi. Die beginsel van hierdie moet voor die aangesig van Jahweh gebeur. Vers 12. In geval hy dit as lofoffer bring, moet hy by die lofoffer bring ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde plakkoeke met olie bestry en fyn meel wat as soeke deur mekaar geroer is met olie gemeng. Saam met koeke van gesuurde brood moet hy sy offergawe by sy lofdankoffer bring. Hierdie is so 'n belangrike ding wat ons nou gesê, wat ons nou net gesê wat is die brandoffer, maar hier praat ons nou van die danklofoffer, of die lofdankoffer. Die dankbaarheid wat deur 'n wonderwerk of 'n goddelike ingryping veroorsaak word uitgedruk in hierdie offer van vrede, die Shalom. Kom ons lees Psalm Tehillim 107, ons het nog in die begin gelees, as 4 verse wat ons vir jou wil uitlig. Hulle het gedwaal in die woestyn, dis nou vers 4. Op woeste paaie, 'n stad om in te woon, het hulle nie gevind nie. Want jy sien, omdat hy beskerm is op hierdie reis, dan bring hy 'n lofoffer, ons gaan dit lees. Die wat in duisternis en doodskade gesit het, gevang in ellende en yster. Met ander woorde, hy is uit die tronk uit vrygelaat, so daar gaan 'n lofdankoffer kom. Die wat dwaase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is. So, wanneer hy herstel of genees is van 'n siekte, goeie rede vir 'n lofdankoffer. Die wat na die see toe afdwaal in skepe wat handel dryf op die groot waters. Met ander woorde, hy is op hierdie seereis is hy beskerm. Dan sê vers 22 vir ons die volgende. En laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. Ek moes hierdie insit, want sommige vertaal dit, bring offers van danksegging en verkondig jou werke met liedere van vreugde. Kan jy sien? Duidelik kan jy So bring jou lofdankoffer. Dit sê, weet jy, Shaul, die apostel, hy sê daar, ek dink is Filippense 4 vers 6, dan maak 6 vers 4 wees. Jy plaas die petisies voor Vader, with thanksgiving, met danksegging. Jou offer hier, wat uit jou lippe uit gaan kom, jou Shalom offer, gaan wees 'n danksegging. Dis waarop dit neerkom. Jona 3 vers 1. En Jona het tot Jahweh sy Elohim gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek Jahweh aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u afgesonderde tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Jahweh my Elohim. Toe my siel in my versmag het ek aan Jahweh gedink en my gebed het tot by u gekom in u afgesonderde tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die verlossing behoort aan Jahweh. Daarna het Jahweh die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Die praat van self, Tehillim 27 vers 6. En nou sal my hoof hoog wees, bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerhandes offer, saam met trompet geklank. Ek wil sing, ja, psalm sing, tot eer van Jahweh. Hier wil ek, kom ons lees die volgende een voor ek dit sê. Goed, Tehillim 50:14. Offer dank aan Elohim en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Die een wat dank offer eer my, en die een wat op sy weg ag slaan, hom sal ek die verlossing van Elohim laat geniet. Tehillim 116 vers 17.
ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van Jehovah aanroep. Ek dink dit was in verlede week wat ek met iemand gepraat het en gesê, wel sy het vir ons 'n finansiële offer van danksegging oorbetaal en ek het hierdie gesprek met haar gehad en gesê, ek sien in jou lewe, want dit is nie die eerste keer wat jy dit doen nie, en ek sien in jou lewe wat gebeur en wat Vader doen in jou lewe. So hierdie vorm van danksegging neem baie forme aan. Dit laat die Ruach jou lei. Ek sê nie betaal vir ons geld in nie. Dis glad nie wat ek hier sê nie. Ek sê net vir jou, die intensie van jou hart en hoe die Ruach jou lei, sal jou na nuwe hoogtes toe vat. Is jy honger vir nuwe hoogtes? Is jy honger vir meer openbaring? Is jy op 'n plek waar jy sê, ek soek meer? Dan sê ek vir jou, gaan terug na die Vader toe en laat die Ruach jou lei, sodat jy in 'n groot mate danksegging kan uitoefen. Nou, vandag, wanneer daar geen tempel is nie, dan ons het gepraat oor daai 4 dinge wat hy voor danksegging moet doen. As hy dan in die sinagoge kom, as een van daai 4 goed met hom gebeur het, daar uit, wat is dit, Psalm 107, né? Ja, 107. Nee, dan gaan hy 'n spesiale seën van danksegging opsê. Dit is wat hy gaan doen. In plaas van die dankoffer, hy gaan nou daai danksegging gaan hy daar sê. Hulle noem dit die Birkat Arbel. Goed, ons gaan nou gou kyk net na Vayikra 7 vers 13. Met die offer van sy vredesoffer as danksegging sal hy sy offer bring met koeke gesuurde brood. So, jy weet, daar's dan weer allerhande debatte oor, is dit 4 koeke, is dit 10 koeke, wat dit ook al kan wees. Die feit van die saak is, dit is koeke wat gebring is. En vers 14, hiervan moet hy een van elke offer bring as 'n bydrae aan Jehovah. Dit sal wees vir die priester wat die bloed van die vredesoffer besprinkel het. Nou, die priester het 1 brood van elke soort offergawe ontvang, altesaam 4 verskillende brode, wat ooreenstem met die 10de van die offergawe. Die res van die brood is geëet deur die een wat dit aangebied het. Kyk net na hierdie prentjie, hy vertel vir die hele storie. Die priesters wat kyk, wy dit eet. Praat van die hele storie. Maar wie die vlees eet van die offer van die vredesoffer wat aan Jehovah behoort, is onrein, hy sal uit sy volk uitgeroei word. Kan jy sien, dit is weer eens, jy moet toesien dat jy die regte goed eet, dat jy die regte dinge inneem, want jy kan vir jou dit op die hals sal, dat jy uit jou volk uitgeroei word. Veral omdat dit beskou word as 'n rituele onreinheid van 'n persoon se liggaam. Nou ek wil vir jou net Korintiërs 11 vers 27 gee, dan sê sien, wanneer jy dit verkeerd eet, dan kan jy sien wat sê Shaul daarvan. Jy kan maar weet, Yeshua het dieselfde beginsels gevolg. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die meester drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die meester. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die meester nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes. En 'n aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die meeste getuig, omdat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Jy sien, ek dink dit is amper vanselfsprekend boodskap wat hier gegee word, deur die brood te eet, wat die gee van die Messias vir sy gemeente simboliseer, is dat ons almal een liggaam in hom is, soos wat dit hier in 1 Korintiërs 10 vers 17 geskryf is. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan een brood. So,
Almal deel in dieselfde Messias. Dieselfde Messias, dieselfde vredesoffer. So deur dis een deel van daardie brood saam met die ander te neem, is daar 'n verkondiging van eenheid. En ons het nou net gesien, die probleem hier in Korinthe was dat diegene wat die brood geneem het, en so die eenheid met die liggaam van die gelowiges verkondig het, hulle was in verdeeldheid met mekaar. Hulle het houdings van kritiek en minagting teenoor mekaar gehad, maar dan wil hulle hierdie eet. Mense, ons gaan vanaand in Pesach en moenie dit onwaardig eet nie. En ons gaan dit almal saam doen. Ons gaan dit allemaal saam doen, maar moet dit nie onwaardig doen nie. So ondersoek jouself of jy weet of jou hart reg is voor die Vader, want dit gaan ook dat jy wil daardie brood neem. Jy wil ook die wyn neem op 'n waardige wyse. Hy sê dan vir julle, daar is sommige van julle wat gesterf het, omdat julle dit onwaardig gedoen het. Goed, Vayikra 7 vers 26. Ook mag julle geen bloed van voëls of van vee in enige een van julle woonplekke eet nie. Ja, ek gaan nie veel daaroor eintlik sê nie. Ons weet van, jy mag nie die bloed inneem nie. Handelinge 15 praat ook baie duidelik oor dit wat verborg is en bloed wat jy nie mag eet nie. So dit is 'n beginsel wat dwarsdeur nog steeds geld. Ons wat die uitverkorenes is van die nasies, ons het ook 'n verpligting om nie die bloed te eet nie. Nou hierdie gedeelte praat eintlik in kort oor die volgende. En ek gaan dit opsom, want ek doen dit terwille van tyd. Jy gaan sien, daar's 'n hele prosedure wat gevolg moet word. Dit is nou eintlik die 6de alinea in hierdie gedeelte. Ja. So, en hierdie gaan nou oor die inwyding van Aaron en die seuns, jy weet. So as jy nou gaan kyk na daai prentjie, dan sien jy sien Moshe gaan en hy vat bloed en hy sit dit aan die regteroor, aan die regterduim en aan die regtertoon. En vir my was dit interessant, ek het dan gaan vertaal, die res is die derg, weet aan die regterkant. Dan jy sien Aaron en sy seuns, nee, hulle het dit in hulle hande, het hulle dit ontvang. Jy kan sien, hulle staan dan met dit in hulle palms. Nou die lang en die kort daarvan is, jy gaan, as jy gaan kyk, die bloed word aangewend, en jy sal sien ook as jy, ons kom by Vayikra 13 en 14, en hy praat oor die melaatsheid van iemand, en hy moet nou weer terugkom in die kamp in, dan moet hierdie prosedure weer eens gevolg word, hè. Soos bloed aan die oor, dis bloed wat aan die duim is, en dis die bloed aan die grootling, die regter grootling. Alles aan die regterkant, en ons weet nou al, moenie hier onder my autoriteit uitgaan nie, moenie hier onder my regterhand uitgaan nie, sê die Vader, bly op hierdie pad. So jy kan sien, dit is wat hy eintlik nou vir jou hier sê. Die oor gaan altyd praat van, jy is verantwoordelik vir wat jy hoor. Jy is verantwoordelik vir wat jy doen. Jy is verantwoordelik daarvoor dat jou wee op die wee van Jahoua is, waar hy vir jou sê, laat jou wee aan Jahoua oor en hy sal dit laat geluk. Okay, dis nou die 33 vertaling verklaar is. Maar dit is die omvang daarvan wanneer jy jou priesterskap opneem en dit is wat jy dan nou gaan doen. Nee, ek wil bietjie meer sê dan dit. Kan ek net gou hier sê, hierdie simboliese betekenis is eintlik dat die priester 'n totale toewyding aan Jahoua maak. Helemaal, verstaan as jy eers ingehuldig is, dan kan jy glad nie wil wegkom daarvandaan nie. Ons moet gaan kyk na die toepassing hiervandaan, jy weet, die gehoorsaamheid begin by die oor. Die priester moet die eerste een wees om jou woord te kan hoor. Dis sy werk. Die hele diens van die liggaam, of daai hele liggaam van hom, is in diens van die hemel, as ek so kan stel. Die bloedritueel by die hele lewe van hierdie diensknegt toe aan die werk van Jahoua. Jy kan sien, is 'n openbare en 'n sigbare toewyding wat gedoen word. En dit is wat van ons verwag word. Jy kan nie wil sê, hoorie, ek is 'n priester, maar ek is eintlik 'n undercover agent in die koninkryk nie. Ek is jammer, dit werk nie so nie. Alles wat jy doen, dit gaan openbaar wees, dit gaan sigbaar wees, en mense gaan die geestelike leierskap weer by jou sien, wat van jou vereis word, want dis wat nodig is vir 'n omvattende en 'n deursigtige heiligmaking, en dis waarmee jy mense gaan help. So as jy gaan kyk na die figuur van Yeshua, as die hoëpriester volgens die hemelse orde, dan is hy ingewy deur gehoorsaam. Hy het gehoorsaamheid geleer
En, né, hy sê dit mooi gaan, hy het gehoorsaamheid as mens, die seun van die mens, het hy gehoorsaamheid geleer in sy optrede, in sy weg, was presies volgens hierdie bepaling gedoen. So hierdie wat jy nou volgende gaan kry, is jy sien dood eenvoudig die prentjie dan van die inwydingsoffer en presies dit wat die sondoffer is wat Aaron moes doen in sy hande, wat hy daar moes lê, en die bloed wat op die horings van die altaar gekom het, en jy sien die oorskot daarvan is geheel en al verbrand, en soos ons in die begin gesê het, dan is dit ons nou weggevat. En weer eens vir die seuns, dat die brandoffer, al hierdie bringe aangename reuk voor Elohim. Maar ek dink, En dan word daai as word verwyder en hierdie proses herhaal hom weer. dageliks, So dis 'n herhalende proses om die verlede 'n keuse te maak om en verlede beteken nie net jare terug toe jy in sonde was nie. Jy bly sondig. Jy moet konstant aan jouself werk. So dis 'n konstante proses om te sê ek maak nou klaar met hierdie en ek skuif dit weg. En ek gaan vorentoe en ek gee 'n treetjie vorentoe. Ek gaan hoor wat ek maak met dit wat nou gebeur het in hierdie week, want ek wil so ver sê soos vandag. Maak ek vanaand klaar daarmee. Sit die verlede van vandag agter my, môre is 'n nuwe dag. môre begin jy net, en jy kyk na vandag, en jy kyk vorentoe. Maar ek wil teruggaan na die idee van die oor, en die duim, en die toon. Jy weet, ek het in my lewe al heelwat mense gemikwa. En vir my beteken die mikwa, en ek haal altyd die 7 punte aan, waar ek sê, jy gaan vir die suiwering, vir die purification, jy gaan vir die totale teshuvah, die bekering, nee. Jy gaan vir die volle identificering met die Messias, want ek meen, wanneer jy na water gaan, dan identificeer jy 100% met sy dood. 100%. As jy jouself nie doodag nie, dan het jy net nat geword, jy is nie vir mikwa nie, maar mooi. So, jy het die purification, jy het die repentance, jy het die identificering met die Messias, dan het Jochanan Hatmabel, dis Johannes die Doper, het hy gesê, daar is die lam van Elohim, punt. Dit is hy wat jou met die Ruach HaKodesh en met vuur sal doop. Want het ons gepraat oor die vuur vandag. Dis hy wat dit gaan doen. So, nou het jy alreeds 5 stappe daar, die purification, die repentance, die identificering, jy het die Ruach HaKodesh, jy het die vuur, en dan het jy die suffering, suffering, en dan die laaste een is heiligmaking. En wat die mens dan doen, en wat ek baie gedoen het in die verlede, is dan, nadat daardie persoon uit die water uitgekom het, want hy het nou hierdie toewyding gemaak, dat hy of sy gaan nou hierdie priester wees. Behoort nie meer aan homself nie, is baie duur met 'n prys gekoop, nee, dan salf ek sy oor en sy duim en sy toon. Wat is die probleem wat ek raak gesien het? Wanneer ons hierdie oorgawe maak, wanneer ons dit doen, wanneer ons dit aangewend het, moet ons nie onsself ten volle daarby hou nie, moet ons onsself nie ten volle inrig volgens dit, wat Jahwe ons Elohim alreeds vir ons gesê het nie, is ons priesters, of is ons nie priesters nie, hou ons daai vuur aan die brand, want kan jy sien, dis jou werk, ons het net vir mekaar gesê, you have to stir up that gift, dis vir jou gegee, you have to stir it up, jy moet die priesterskap opneem en uitvoer, dis nie iets wat op jou gaan neerdaal en nou wag jy dat iets moet gebeur, dat jy iets moet doen nie, is jy begin beweeg, dis hoekom jou toon, is jou wee, jy sit een voet voor die ander een in geloof, dat jy in die wee van Jahwe, jou Elohim, deur Yeshua, HaMashiach, sy Messias, loop in die volle krag van Ruach HaKodesh. Dit is vir my en vir jou beskore, dis wat ons moet hê, dis wat ons moet opneem. Mense, ek wil jou uitdaag vandag, gaan kyk en luister na wat ons vir jou gesê het, rondom hierdie aspekte. Kyk hoe lyk die vuur, kyk hoe lyk jou lof, kyk hoe lyk jou toewyding as 'n priester. Is jy ingehuldig? Of is jy nie ingehuldig nie? Maar jy gaan moet bid en sê, Vader, waar ek tekort skiet op enige van hierdie vlakke,
deur die Ruach in Yeshua, kom korrigeer dit, bring die korreksie en al maak dit seer, ek sal gaan, ek sal u volg, ek en my huis, ons sal u dien. Ons gaan nie hier vandaan af oorgaan na Midrash toe nie, soos wat ons in die begin gesê het, ons wil aangaan na die voorberei vir die syde vanaand. So net voor ons afsluit, kom ek doen dan die seën, die Aaronic blessing vir jou. Kom ek spreek dit uit en neem dit. En dan sien ek julle almal hopelik 6:00 vanaand Suid-Afrikaanse tyd. So, Aaron, moet jy die kinders van Israel, né? En dis Aaron en sy seuns, die priesters moet dit ook doen. Daar's goed. Spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, en ek sê dit nou vir jou. Jahwe sal jou seën en jou behoed. Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor jou verhef. Maar hy steek nie weg nie. Hy verhef, hy maak hom bekend. En hy gee vir jou shalom. En so plaas ons die naam van Jahwe op jou en hy sal kom. En hy sal jou seën.